Dames en here, goeienaand. My naam is Louis Swanepoel, ek is president van die SAOI en dit is vir my baie aangenaam om julle almal by hierdie webinar te verwelkom. Waar ons vanaand dan die tema hanteer, die Wella-wet is onderteken. Wat nou? Baie welkom aan die uitvoerende hoofde van beide die SAOI en FETSAS wat aanwesig is en ook as sprekers vir ons gaan optree. As ook dan die nasionale voorsitter van FETSAS, Dr. Sean Mellers, en aan personeellede van beide organisasies. Dan in die besonder verwelkom ek die lede van die SAOI, as ook lede van beheerliggame wat vanaand teenwoordig is. Ek wil die hoop uitspreek dat die vanaand se gesprekke as rigtinggewend sal vind. Baie dankie aan diegene vir die werk wat gedoen is om hierdie webinar ook vir ons moontlik te maak. Die SAOI en FETSAS het oor 'n periode van jare oor sake rakende die Wella met mekaar gesprekke gehou en soms gesamentlike aksies geloods. Ek is bly dat dit vandag ook dan op hierdie geleentheid kan uitloop, waar aspekte hanteer word van gemeenskaplike belang. Na 'n periode van amper 5 jaar, dames en here, waar tydens die Wella-wet in bespreking was, is die wet uiteindelik op 13 September deur die staatspresident dan onderteken. Die hoë profiel van die besprekings oor die jare, as ook die openbare aard van die ondertekeningsproses, illustreer hoe beduidend die verklaring tot wet is vir alle gemeenskappe in ons land. Oor die afgelope dae het ons almal geleentheid gehad om van die verskeie openbare uitsprake oor die wetsverklaring kennis te neem en kon eerstehands waarneem hoe belangrik hierdie wet vir verskeie gemeenskappe in ons land is. Van die gemeenskappe in die land sal met die uitkoms van die proses tevrede wees. Ander weer sal uiters teleurgesteld wees. Soos met die kinderwet word sekere bepalinge dan ook in die Suid-Afrikaanse skolewet teruggehou met die oog op verdere gesprekke en interaksies met owerhede. Tydens hierdie webinar sal daaroor verskeie aspekte hiervan met die inligting gedeel word. Die gemeenskappe waaruit ons organisasies ontstaan, het waardering daarvoor dat die owerhede gehoor gegee het aan die insette wat deur ons gelewer is. Ons webinar het 2 fokusse. Een sal die effek op die onderwysberoep hanteer, terwyl die ander een die uitwerking op skole en die beheer van skole sal behandel. Ek is daarvan oortuig dat die menings wat ons gaan hoor vir ons almal op die pad vorentoe sal versterk en rigtinggewend sal wees. Van die wetswysigings kon ons 2 organisasies ondersteun en die aspekte wat vereers verder bespreek staan te word, naamlik die taal en die toelatingbeleid, sal in die komende weke deur ons behandel kan word met die vooruitsig dat ons betekenisvolle oplossings en benadering sal kan ontwikkel om dit 'n meer sagtere en 'n veiliger landing te gee. Ons moet almal tog onthou dat die ondertekening van die konsepwet nie die einde is nie. Dit is die begin, dames en here, van 'n nuwe fase wat vir ons almal aanbreek. Tydens hierdie fase moet ons die volgende beginsels net nie vergeet nie, en kom ons bly dit in die agterkop hou. Eerstens, bestuur die skool binne die wetlike raamwerk, maar moenie uitdagend of uittartend wees nie. Maak verder seker dat die skool voorgesette onderwys van gehalte lewer en dat alle leerders, die personeel en die ouerkorps daar tuis voel. Maak seker dat almal wat moet weet op die hoogte is van die wetswysigings en die nuwe bepalinge waaraan aandag gegee moet word. Wees ook op die uitkyk vir enige pogings van die owerhede om hulle wetlike bevoegdhede te oorskry en spreek enige afwykings onmiddellik aan. Gesamentlik het ons genoeg kennis, insig en kundigheid om die veranderinge te kan hanteer. Bly weg van die klein politiek en maak seker dat die skool nie in skermutselinge betrokke raak wat onproduktief is nie. Onthou dat die 7de administrasie grootendeels deur die persone bevolk word wat die 6de administrasie uitgemaak het. Maak ook te alle tye seker dat die handelinge wat gepleeg word, sinvol, weldeurdaag en aanhoudend en in stand gehou kan word. Nogmaals, dames en here, baie dankie vir u aanwesigheid. Baie welkom. Ons hoop regtig dat vanaand se gesprek vir ons ook bepaalde waarde gaan inhou in die bestuur van ons skole. Baie welkom. Ek gee dan oor aan Dr. Jaco Dieken wat die eerste gedeelte vir ons gaan hanteer. Baie dankie Louis, dit is so lekker die president van die SAOI vir ons verwelkom het. In die vorige sessie het Louis dit ook gedoen en FETSAS se voorsitter is ook deel gewees van daardie sessie en ek dink dit beklemtoon die erns waarmee ons 2 organisasies dit doen. Louis, so vir ons kant op verskriklik dankie vir die lekker samewerking tot hier en ek weet ook hierdie uitrol het ons 'n lekker plan in die provinsies, maar net 'n bietjie meer daaroor. Verskriklik dankie vir jou tyd. Goeienaand, dankie dat soveel vir julle hierdie tyd van die aand inskakel. Ek dink dit beklemtoon hoe belangrik en hoe na in die hart hierdie goed vir ons almal is.
dit is nie net 'n wysiging nie. Hierdie ding het die ondertekening op 13 September vanjaar is 7 amper 7 jaar terug. Op die 13de Oktober 2017 het die eerste amptelike weergawe gepubliseer vir kommentaar. So dis 'n lang proses. In 2013 reeds het die eerste interne dokument begin sirkuleer waarop albei ons organisasies destyds insaag gehad het. En as julle so gaan luister na wat gebeur het, dan is daar verskriklik baie wysigings plaasgevind vanaf die 2017 weergawe tot en met wat Vrydag onderteken is. En ons gaan ietsie sê oor daardie proses so bietjie later. Maar dankie vir almal wat deelgeneem het en daar 'n klomp veranderinge plaasgevind. Die kort en lank is Wetsels kan nie vanaand sê ons is gelukkig met alles wat daar staan nie. Ons wil nog beter gehad het, maar ons kan werk met dit vir daar is. Dis geensins die einde van openbare skole nie glad nie. En ek dink Louis het mooi gesê, dis eintlik die begin van 'n nuwe hoofstuk. Daar gaan groot uitdagings wees. Ek dink amptenare gaan hier bepalinge van die wet op neertoets en ons gaan gereed moet wees daarvoor. En veral die Afrikaanse gemeenskap met 'n party LER wat harde opmerkings gemaak het oor wat potensieel kan gebeur. So ek vermoed daar gaan litigasie kom. Ek gaan gou my skerm met julle deel want daar's 'n paar tegniese implikasies waarna ons moet kyk en wat ek moet verduidelik voordat ons in besonderhede kan ingaan in presies wat kan gebeur en wat moet gebeur. Die eerste is daardie wet is nou nie meer 'n konsepwet nie, dis meer die Bella Bill nie. Ons sal van die Bella Wet praat. Nou daar's die mooi Afrikaans wat in artikel 54 van die wet gebruik word sê, hierdie wet heet die wysigingswet op basiese onderwys en dan kom die belangrike stukkie wat ons gou van moet kennis neem en tree in werking op 'n datum deur die president by proklamasie in die staatskoerant vasgestel. So Vrydag is onderteken. Hierdie wet is gister gepubliseer in die staatskoerant en in hierdie staatskoerant is daai bepalingkie, die proklamasie gaan sê wanneer wat in werking gaan tree. So vanaand sê ons nie van vanoggend af het hierdie wet in werking getree nie. Hy gaan op 'n paar fases dalk in werking tree maar ons sê op hoogte hou. Johan, hy gaan die tegniese verduideliking net nou gee van hierdie klousules, hoe dit gaan werk. En onder andere gaan sy verwys na begrotings toe. En daar's nou 'n quorum vereiste daar. So is dit van toepassing op hierdie volgende begroting wat kom of nie? Johan, hy gaan dit antwoord. Maar hierdie is die dokumentjie waarna ek en Paul en Johanay en Louis verwys het. Om te sê, maak seker, jy weet wat is die inhoud hiervan. Nou, uit die Engelse weergawe is die president onderteken, maar die Afrikaanse ouens, ons is hierdie ronde gelukkig, hy's in Engels en Afrikaans gepubliseer. So die Afrikaanse, jy gaan sien elke tweede bladsy is die Afrikaanse bladsy wat dan nou volg in hierdie teks. So gaan kyk gerus daarna. En ek dink is baie belangrik dat jy na hierdie dokument moet gaan kyk. Want hierdie dokument is die finale een wat geteken is. Daar was baie weergawes gewees, met baie emosie en baie kommentaar, maar jou opinie en handeling moet gevorm word oor dit wat hier staan. Daar gaan in ons geselsboksie in die chatbox, gaan daar 'n skakeltjie kom of klik op Wetsels se webblad en gaan klik op hierdie dokument. Lees eers deur die bepalings en dan kyk jy na die implikasies dokument wat ons ook reeds gestuur het. Nou as ons na hierdie wet kyk, Vrydag se groot verrassing was eintlik die president se aankondiging geweest dat hy gaan die ding teken, maar die implementering van klousules 4 en 5 gaan hy met 3 maande uitstel. Nou daardie twee klousules is die klousules wat die land die harnas ingejaag het tot 'n groot mate en het handel oor taal en toelating. En meeste van die kommentaar by die openbare verhore en selfs in die parlement het eintlik oor hierdie 2 artikels gegaan. En veral in die Afrikaanse gemeenskap lees ons daai taalbepaling op 'n baie spesifieke manier oor hoe dit moet werk. En op 99 laaste ure is daar nog gesprekke hieroor gewees en die kort en die lank is dat daai 2 klousules gaan ons nou nie besonderhede vanaand bespreek nie. Daar's so 3 maande proses wat daar nog gepraat kan word daaroor. Presies hoe dit gaan gebeur weet ons nie. Die president het net gesê daar gaan gepraat moet word. So dalk in die proklamasie sien ons bietjie meer, dalk is dit net die party in die regering van nasionale eenheid, dalk is dit uitgenooide mense wat gaan praat, dalk 'n openbare proses, maar ons verwelkom die feit dat ons weer kan kyk na die bewoording van daardie artikels, om die skerppunte uit te haal, en te kyk of ons nie tog 'n beter bewoording kan kry. Die ander ding wat belangrik is dat as ons praat oor taal en toelating en die nuwe wet, dan is daar 'n parallelle proses wat ook hardloop.
dat daar regulasies tans opgestel word oor die bepaling van die kapasiteit van 'n skool. Met ander woorde, wat is die kriteria wat ons moet gebruik om te sê die skool is vol? Nou FETSAS het lankal beklei vir objektiewe kriteria, want dit gaan daai subjektiewe beklei by die hek uithaal. As ons weet, hierdie is die kriteria, pas dit toe op die skool en land, dan werk dit. En dit is nogal 'n lang proses gewees. Die SAWI was ook by hofaansoek betrokke gewees oor die veiligheidsbepalings wat onder andere gehandel het met daardie kapasiteit gedeelte, en die hof het gesê, ontwikkel hierdie ding. So ons verwag publikasie vir kommentaar een van hierdie dae, waar al die twee organisasies se lede weer kans sal kry om insette te lewer, maar ek dink dit behoort 'n groot stuk frustrasie uit te haal uit die proses uit. So neem in kennis dat hierdie twee goed so saam gaan hardloop. Ons het verwag dat die president in die ondertekening gaan sê, die bepalings oor graad R word vir 'n paar jaar uitgestel. Want ons weet, met die graad R is daar 'n klomp kindertjies wat gaan bykom. Nou in beginsel het die meeste mense die bepalings oor graad R ondersteun. En ek dink opvoedkundig maak dit sin, bring die kinders in die stelsel in, maar ons praat van moontlik 1,2 miljoen leerders wat bygevoeg word in die stelsel. Ek weet, 'n paar van julle het reeds graad R klasse, ek praat nou breë getalle. 29,000 opvoeders en ek word klaskamers moet toegerus word, terwyl ons lees in meeste provinsies is daar nie geld om al die opvoeders te hou wat tans van graad 1 tot en met graad 12 onderrig het. Waar gaan ons die geld kry om dit te implementeer? Die van julle wat nog voedingsskemas ook het, dink dit as 90% van daai kindertjies nog in die voedingsskema ook gaan inkom, wat ek vermoed 'n werklikheid gaan wees. So ons het 'n volkie oorvlei dat die Raad van Onderwysministers hierdie week nog vergader oor spesifiek om oor graad R te praat en die gereedheid en implementering, en ek dink in die proklamasie gaan ons dalk sien dat hierdie inhoud se toepassing ook uitgestel gaan word. Ek kan nie dink dat ons voor einde van hierdie maand, 30 September moet ons postevoorsiening kry, dat dit daar gaan wees nie. En die klaskamers gaan nie oornag verskyn nie. So ek dink ons kry dalk nog 'n verrassing oor hierdie klousule se toepassing ook. Maar ons gaan nou moet wag vir daardie proklamasie. So die ondertekening is daar, die publikasie is daar, die laaste fase is die proklamasie van inwerkingtrede. Die klousule waaroor ons nog baie bekommerd is, en ek dink die partye praat te min daaroor, is die sogenaamde sentrale verkryging, central procurement, of die sentrale aankoopstelsel, wat die vir departementshoofde moontlik maak om op ekonomie van skaal aan te koop en dan te versprei. Nou ons is nog nie tevrede dat daar voldoende prosesse in plek is om grootskaalse korrupsie en misbruik van geld te stop nie. Dit wat ons by Sonderkommissie gehoor het is te vars in my geheue om vertroue te hê dat hierdie ding goed toegepas kan word. Daar is 'n klousule wat beheerliggame kan opt-out, kan aankope doen, maar daarmee nou kan bewys dat dit maak ekonomies sin. Johan, hy gaan ook vinnig daaraan raak. Maar ons sal baie meer druk op die president en die minister moet sit om te sê, die ding moenie 'n bloeiplek word vir geld uit die onderwysstelsel nie, so daar's nog 'n lekker groot rooi liggie. Vrydag het ons 'n nuusbrief vir die FETSAS lidskole gestuur, en asseblief net beheerliggaam met die deel dit met die bestuurspan in die skool. Louis het so mooi gesê, ons is eintlik twee kante van dieselfde muntstuk wat ons saam moet werk. Hoe beheer en bestuur gaan met hande vat in hierdie volgende paar weke op vlakke wat ons baie hoër vlakke as wat ons dalk in die verlede gedoen het. Maar Vrydag se dokument, so nuusbrief het 'n skakeltjie aangehad om te sê wat is die implikasies vir skole, veral met 'n beheerliggaam fokus. Waarna moet ons kyk, wat is daai stappe wat ons kan neem om hierdie goed te verhoed? Weereens, daardie dokumente gaan nou klousule 4 en 5 in hê. En die president het in sy toespraak gesê, as daar nie tot 'n vergelyking kom oor taal en toelating daai klousules nie, dan gaan hierdie huidige bewoording gaan dan geld outomaties na 3 maande. Dit word ook 'n interessante proses te wees indien ons dalk ander bewoording sou kry, mekaar sou vind op 'n beter bewoording. En die implikasie is nou 'n wet wat herroep word, so daar moet 'n tamelike tegniese proses in die agtergrond afspeel. Maar vergewis jouself nadat jy self die wet gelees het, wat is die implikasies? En kyk na ons dokument. En dan ons kan nie vanaand klomp vrae en antwoorde gee nie, tyd is te min, so ons gaan 'n oorsig gee, maar ons twee organisasies beplan om vroeg in die 4de kwartaal so lekker roadshow deur die land te doen, ten minste een geleentheid per provinsie te hê, waar ons bietjie meer besonderhede gaan praat, wat beteken dit? Hoe pas ons dit toe? En om vrae en antwoorde te gee, wat ek weet baie van julle het, so ons gaan dan 'n geleentheid daarvoor gee,
So binne die volgende paar dae behoort die inligting uit te wees van waar en wanneer ons gaan wees om in persoon te praat. Maar daar's 'n lekker dokument. Gaan kyk na die dokument, lees die wet self. Ons verwag natuurlik dat daar 'n klomp organisasies gaan wees wat reeds aangedui het hulle wil hof toe gaan om die grondwetlikheid hiervan te toets. Nou beide ons in die SAWI is in goeie kontak en gereelde kontak deur die hele proses met ons regspan, ons eksterne span gewees, om advies te kry as hierdie dokument finaal gepubliseer is, wat is ons finale standpunt en strategie oor grondwetlike litigasie, as daar is daar voldoende gronde, en dan moet ons dan nou so besluit neem. So die proklamasie en die uitstel gaan maak het ons dalk so 'n bietjie langer moet wag vir die finale besluit oor grondwetlike litigasie aan die een kant. Maar aan die ander kant, die oomblik wat die wet toegepas word, vermoed ek gaan die meeste litigasie wees. As amptenare daai grense getoets het en die grense oorskry, of daar word simpel besluite geneem, is dit administratiewe besluite. En dit kan ons gaan uitdaag in die hof. En daar's bepaalde vereistes waaraan so besluit moet voldoen, en as nie daaraan voldoen het nie, dan het ons 'n geleentheid om dit in die hof uit te daag, en ons sal dit verseker gebruik. Ek dink die ander belangrike ding is, dat hierdie is glad nie die einde van openbare skole nie. Daar's 'n skeiding van magte, steeds 'n skeiding van magte. Daar was 'n verwarring gewees in hierdie wet en vroeëre weergawe, wat die staat eenvoudig te veel magte gegee het, en hier by April maand was daar 'n goeie verbetering gewees, of 'n verandering in die bewoording gewees in die Nasionale Raad van Provinsies, wat daai skeiding weer veroorsaak het, wat vir ons 'n geleentheid gee om goed en hard te veg. En ek wil weer aansluit by Louis. Dis nie die einde van openbare skool nie, dis 'n nuwe hoofstuk. En in hierdie nuwe hoofstuk gaan ons op 'n bepaalde manier moet werk en slim moet optree en dan gaan kyk. So uit 'n beheerliggaam hoek het daar eintlik bietjie meer proses bygekom. Daar is bepaalde hofuitsprake wat geïntegreer is en dit was wat bietjie beter kan bewoord, maar ons is gemaklik genoeg om te sê ons kan onder hierdie omstandighede as openbare skole steeds funksioneer. Beheerliggame het 'n rol om te vervul en ons kan nog steeds voortbestaan en die simpel besluite uitdaag. So dis nie die einde van openbare skole nie. Ek gaan aan die einde ietsie sê oor ander organisasies. Daar het 'n goeie vraag by die Engelse sessie ingekom te sê wat is ons standpunt daaroor, maar ek gaan dit eers aan die einde sê. Ek gaan vir Paul Sauer vra om sy kamera aan te sit. Paul, die uitvoerende hoof by SAWI. Die wet het nie net toepassing op 'n klomp beheerliggame, daar's klomp praktiese goed. En SAWI se standpunt te gee oor die implikasie, en veral vir die implikasie aan die professionele kant, in die klaskamerkant, by ons onderwysers, lede van die SAWI en skoolhoofde, 'n lekker praktiese raad wat met nou gebeur. Dankie Paul. Ag, ekskuus tog, Jaco, kan jy nou my hoor? Ons kan jou hoor, jou kameraatjie is op hierdie stadium nog af. Ja, ek wil net sê my kamera moet net deur die host aangesit word asseblief. Lyk my hy's afgesit deur die host. So. Paslik. Kom ons vra gou. Dankie Paul. Jaco, baie dankie. Dames en here, Dr. Miller en Dr. Swanepoel, dankie ook vir die geleentheid. Ek dink ons moet daar 'n paar goed gaan kyk vandag in my openingsopmerking wat ek graag wil sê is dat as daar nou ooit 'n tyd was dat skoolbestuurspanne en skoolbeheerliggame om 'n tafel moet gaan sit en regtig waar die wysigingswet gaan bestudeer, wat nou op die tafel is, die Bella wet wat op die tafel is, gaan kyk hoe u skool daarbey aanklank vind, gaan kyk wat is nie in plek nie, gaan kyk wat is in plek, hoe moet ons sekere goeders hanteer, dan dink ek is dit nou die tyd om daai kardinale aspek te maak. Graag wil ek vra, kry gereeld die vraag dat uit die onderwys uniegeleedere, hoekom is SAWI die enigste unie wat volstoom binnekant hierdie geveg staan, terwyl die ander unies net sê dit is 'n beheerliggaam, hantering en die goed wat 'n ou na beklei is nie noodwendig goed en reg nie. En die eenvoudige antwoord is daarop. Ons is nie net 'n unie vir posvlak 1 lede nie, maar ook vir skoolhoofde. En terwyl die BL en die departement arm druk rondom beleid aan die een kant en beleid aan die ander kant en wie en wat moet implementeer, staan die skoolhoof as die hang in die toebroodjie reg in die middel hiervan. En ek wil graag sê dit is skoolbeheerliggame ook. So die skoolhoof wat eintlik ex officio op die beheerliggaam dien, is deel van die beheerliggaam,
maar hy verteenwoordig ook die departement binnekant die uitvoering van sekere pligte. En dit is hierso hoekom ons graag 'n duidelike 'n rol wil speel om ook vir die skoolhoof in die bres te tree, om seker te maak dat hy nie oorval word en dit alleen moet hanteer nie. Omdat ons ook weet baie keer gee bestuurspanne en skoolhoofde leiding aan die BL, is dit daarom belangrik dat albei kante hulle self duidelik sal vergewis, en ek wil nie hierso die woord kante noem nie, maar dat die verpligtinge van die bestuur van die beleid, sowel as die beleidsstelling, dat daai goed met mekaar kan praat, sodat ons rondom dit 'n positiewe en 'n goeie pad vorentoe kan gaan. Die ander belangrike rede hoekom ons betrokke geraak het, is dat SOE was van die begin af met die ou SA skolewet betrokke by die skryf daarvan, en daar was dit baie duidelik gestel gewees dat 'n gemeenskap saam met die staat moet in die beste belang van die kind optree. En daarom is ons sterk om te sê, ons praat van openbare skole en nie soseer staatskole nie. En die SA skolewet is nou vir die afgelope 30 jaar goed getoets in terme van konstitusionaliteit, in terme van uitsprake wat gemaak is, en daarom voel ons ook dat die Bella wou dit druk in 'n rigting wat meer staatsgesentraliseerd is as wat dit andersins synde sou wees. En daarom is ons in die loopgraaf om seker te maak dat dit gaan werk. Ons moet ook vir mekaar sê dat in die Afrikaanse onderwys is die SOE saam met FETSAS die ouens wat in die stelsel is. Ons sit binnekant die stelsel en ons moet hierdie ding laat maak werk as die kaarte vir ons gedeel word. En ek dink soveel te meer is dit vir ons belangrik om te sê, net soos wat Dr. Swanepoel aan die begin gesê het, dat hier is nie die einde van openbare skole nie, hier is nie die einde van kwaliteitskole nie. Hier is dalk die begin van 'n nuwe fase en hantering, en op ouend van die dag gaan daarso weer administratiewe aspekte oor julle tafels kom, wat uiteindelik net een uitkoms gaan hê, en dit gaan wees, ons sal dit een of ander tyd moet toets in die hof, en wanneer die reg dan gepraat het, dan pas ons dan daarby aan. So, waarna kyk ons as ons kyk na die Bella? Daar was 38 wysigings op die Suid-Afrikaanse skolewet, en sekere van hulle het pertinent te doen met skoolbeheer, en pertinent ook met skoolbestuur te doen, wat dan op die terrein, die twee verskillende terreine val. So, die eerste ding gaan oor stelselaangeleenthede, en ek dink verskeie definisies word hierso dan nou weer geherdefinieer, en die belangrike wat ons daarna moet gaan kyk, en dit is vir u as beheerliggaam, die beheerliggaam aanstellings, maar ook vir die skoolhoof in terme van seker te gaan maak dat ons weet wat beteken die woord corporal punishment, wat beteken die woord lyfstraf, hoe word dit geherdefinieer rondom 'n verskillende aspekte, en het nou die afgelope sosiale media dopgehou oor personele wat regtig getart is tot hulle uiteinde toe en dan oorgegaan het rondom dit. So, dit is nogal 'n belangrike ding dat ons lede sal daaroor goed en reg inlig. Die ander een waarna Jaco ook terstonde genoem is die graad R implementering of die verpligte graad R. Nou, daar is hierdie infasering van graad R het nou al oor 'n tydperk plaasgevind, en met groeipyne, en dan in terme ook van, is daar poste beskikbaar, omskakeling van poste, al hierdie verskillende aspekte, maar op een of ander manier het onderwysdepartemente op verskeie maniere stadig maar seker graad R begin implementeer in die hoofstroom in. En ek dink maar net hier is ons raad aan u, is doen wat u reeds doen, gaan aan daarmee, doen dit goed, indien u nog glad nie graad R implementering het nie, beplan daarvoor, maak seker as dit oor die pad kom, dat u reg daarvoor dat die reg daarvoor is, soos wat dit dan uitgerol word. Die tweede punt waar die wysigings meestal
aandag gee is dan skoolbeheerliggaam aangeleende in terme van samestelling, die regulering van magte, die onthef van pligte, en hierso verwelkom ons natuurlik skoolhoof is gewoonlik die verkiesingsbeampte by 'n skool om die hantering van die proses en hierdie uniforme proses wat nasionaal dan uitgerol kan word in die provinsies is dan 'n baie makliker manier van doen en ek dink dit maak FETSA se werk ook makliker dat hulle nie elke provinsie hoef te veg as 'n provinsiale owerheid addisionele of alternatiewe prosesse wil inbou nie. Dan in terme van skoolbestuursaangeleenthede het FETSA en die SOE na hulle geruime tyd gesê kry julle gedragskode regtig waar om dit relevant te maak vir die omgewing waar binne ou is en so ver terug as 2007 as ek my nie misgis nie met die Pillay saak rondom kulturele diversiteit as die gedragskode nie daarvoor voorsiening maak nie het ons al lankal gepropageer dat daar so 'n prosedure binnekant 'n gedragskode moet wees om te kan aansoek doen van uitsluiting van sekere aspekte veral as dit kom by godsdiens, etnisiteit en dan ook verskillende kultuurverskille wat 'n persoon dan kan aansoek doen en natuurlik moet hierdie proses wel deurdag wees en dit moet voldoen aan die gewone administratiewe hanteringswyse van regverdigheid om seker te maak dat die persoon dan uitgesluit word. Die ander twee aspekte wat ons dan gaan kyk is dan ook die deursoeking en dan die dissiplinering van leerders. Ons dink dit is 'n goeie ene dat leerders onmiddellik kan indien daar genoegsame bewyse is dat 'n leerder onmiddellik kan geskort word en of dan ook waarskuwende skorsing kan plaasvind in terme daarvan en om dan die veiligheid van die res van die leerders, personeel en die skool dan so te kan hanteer, dit verwelkom ons ook dan. Dan die laaste ene wat ons ook nog gekyk is dan waar ons baie teen is die sentralisering van mag deur die owerheid en hier sien ons veral in die sentralisering van aankope, die indiening van verskeie kwartaal finansiële verslae wat ons nog altyd op sterk gestaan het as 'n openbare skool wat volledige seksie 21 afdeling 21 regte het en dit maak dit vir ons bietjie moeiliker om dit te kan doen en ek dink daaroor hel ons oor na die verkeerde kant toe, maar weer eens die wet is geteken, ons moet binnekant hierdie aspek kan figureer. Jaco, dit is van my kant af in terme van wat ons verwag. Die belangrike ding wat ons graag wil sê is dat ons moet seker maak dat die skoolhoof nie die ham in die toeretjie word nie en dat veral skoolbestuurspanne en hulle beheerliggame regtig waar hulle skole in oënskou sal moet neem in terme van die wetlike raamwerk wat daar gesit is en dan ook as waghonde sal optree teen hierdie departementele amptenare wat baie maklik en ons het veral nou in Gauteng gesien, hulle wag vir die tekening sodat hulle hierdie klousule 4 en 5 indien dit net so aanvaar word afdwingbaar kan maak, op verskeie maniere dit kan doen en ons wil graag sê dat ons daarmee moet vasstaan en seker maak dat u die waghond is en dat u vennote soos die SOE en FETSA onmiddellik inroep om dan die nodige beskerming ook te kan bied. Dankie Jaco. Baie dankie Paul en Jaco en ek moet sê dit is regtig lekker om vanaand so 'n bietjie saam met SOE die aanbieding te kan doen en ja, so terwyl ek so my skyfies deel daarom ook net myself aan ons intekenaars vanaand aan die woord stel. Ek is Johanay van der Merwe. Ek is die adjunkuitvoerende hoof by FETSA en ook die hoof van ons regsdienste en dan nou ook saam met van ons vorige sprekers is ook lekker noulinks betrokke van begin af by die Bella proses en is dit dan nou vir my lekker om vanaand vir julle so 'n bietjie oorsigtelik uit te lig van die belangrikste klousules wat ons gesien het, die Bella wet nou in werking stel en dalk moet ek ook dalk net weer eens vir 'n derde keer beklemtoon en regtig al ons intekenaars vanaand aanmoedig gaan doen die moeite, gaan kyk self na hierdie Bella wet soos dit nou afgekondig is in die Staatskoerant. Maak seker dat jy jouself mooi en deeglik vergewis van wat is die inhoud
van die Bella-wet. Uiteindelik is dit op voedselvlak, dis op skoolvlak, dit by ons beheerliggame, by ons skoolhoofde, skoolbestuurspanne wat die implementering, wanneer daardie datum afgekondig word, dan nou sal moet gebeur. So ek gee vanaand net vir ons oorsigtelik, lig ek graag vir julle uit, wat is daardie sleutelklausules wat die wet wysig, maar gaan doen ook so 'n bietjie moeite om verder te kyk, buiten die belangrike bepalings soos ons vanaand al 'n bietjie oor gesels het, wat is daardie ander bepalings wat ook steeds nog van belang is. Ek gaan nie uitbrei op die taal- en toelatingsbeleid se klousule en bepalings nie, omdat ons juis weer daar nog konsultasie daarop gaan plaasvind, en daar's reeds mooi verduidelik wat hierdie uitstelperiode van daardie 2 klausules behels en wat ons moontlik daar verwag en sien. Nou ek het so 'n bietjie gaan kyk en die spesifieke belangrikste wysigings en bepalings net so 'n bietjie gaan groepeer. So die eerste groepering wat ek so kortliks vir julle na wil verwys is 'n paar definisies wat of gewysig is of wat nou nie in die wet verskyn. En hier het ek vir julle net so 'n lysie gegee en ek lig ook vir julle uit in samehang met welke artikels dit dan nou ook natuurlik gelees moet word. Ons het mos nou 'n definisie wat ons weet dit het betrekking op spesifieke artikels, so gaan lees hierdie so 'n bietjie saam wanneer julle die moeite doen om die wet dan nou uiteindelik te gaan lees. So Paul het reeds verwys na die definisie van lyfstraf wat dan nou ook uitgebrei is. Gaan kyk baie mooi wat geag word lyfstraf nou te wees. Dit is nie meer net beperk tot fisiese pyniging wat 'n leerder aangedoen word nie. Dit sluit nou ook emosionele afkraking ensovoorts dan nou ook in. Wat ek dalk ook net wil uitlig is dat saam met die definisie van lyfstraf is artikel 10 nou ook gewysig. So onthou net en maak seker dat jy jouself vergewis daarvan dat lyfstraf nou ook 'n kriminele oortreding is. So sou jy jouself skuldig maak daaraan dat dit ook groter gevolge ook sou hê. Dan natuurlik is die definisie van 'n dwelm ook nou ingesluit in die skolewet. Ons het in die verlede in artikel 8A gesien dat leerders mag deursoek vir 'n onwettige dwelmmiddel, maar daardie wysiging wat nou in werking tree is die feit dat dit nou nie net beperk is tot 'n onwettige dwelmmiddel nie, maar daardie definisie gaan baie wyer. Om spesifiek te verwys na 'n dwelmmiddel, dit kan 'n middel insluit wat verbied word deur 'n skoolse gedragskode. Dit kan onder andere die damprook insluit wat ons weet 'n groot probleem in skole is, dan nou ook sportopkikkers of prestasieopkikkers en nou natuurlik sluit dit dan nou ook steeds in nog enige dwelmmiddel wat onwettig is. So gaan kyk so 'n bietjie mooi daarna ook. Dan nou ook die definisie van 'n lening is dan nou ook gewysig. Die definisie is dan nou so uitgebrei dat dit die operasionele uitgawes soos vasgestel in 'n skool se begroting dan nou uitgesluit is van hierdie definisie. So ons weet dat skole toestemming moet kry van die LER alvorens 'n lening aangegaan moet word. Maar wanneer skole daardie bedryfsuitgawes moet aangaan en dit noodwendig 'n skool noodsaak om 'n ooreenkoms te sluit om spesifieke kwartaal of maandelikse of kwartaallikse betalings of paemente te moet maak, is daar nou in hierdie geval nie meer toestemming nodig soos voorheen vereis is deur artikel 36 van die wet nie. Dan weet ons ook, ek dink almal wat in die skoolsektor werk, is baie goed vertroud met artikel 38A van die wet. Dit is nou daardie bepaling wat sê dat daar vir addisionele take wat 'n staatsdienswerknemer verrig, addisionele vergoeding voorbetaal kan word. Nou, daardie ander finansiële voordeel is ook 'n vorm van vergoeding wat aan 'n staatsdienswerknemer betaal kan word. So die wet brei so 'n bietjie uit op wat word geag 'n finansiële voordeel te wees. Dis nie 'n alomvattende lysie wat vir ons gegee word nie, maar dit brei so 'n bietjie uit om vir ons te sê wat word geag 'n finansiële voordeel te wees. Onder andere 'n brandstofkaart of as daar gratis verblyf gegee word aan 'n personeel ensovoorts. So dit kan ook van kennis geneem word. Dan die laaste definisie wat ek ook vir julle graag wil uitlig, dis daardie definisie wat in samehang met artikel 5 gelees moet word. Dit is as 'n gevolg van die Center for Child Law 'n hofsaak wat in die grondwethof was, wat ons weet die hof nou reeds uitspraak gelewer het oor hoe ons te werk moet gaan met daardie ongedokumenteerde leerders.
Dis daardie leerders wat nou nie noodwendig 'n Suid-Afrikaanse burger is nie, maar wat dalk 'n vlugteling is, wat 'n asielsoeker is of 'n leerder wat met 'n studiepermit in Suid-Afrika wil studeer. So die wet gee nou vir ons baie mooi riglyne. Watter dokumente kan 'n skool vereis of sal 'n skool aanvra van daardie verskillende leerders afhangende nou van binne watter kategorie hulle dan nou uiteindelik dan nou val. Nou ook belangrik, artikel 5 is ook uitgebrei om te sê ons kan nie hierdie leerders toelating tot die skool weier as hulle nie daardie dokumente kan lewer nie, en dan nou ook gesê ons moet ook tog steeds seker maak dat ons daardie kinders se reg tot onderrig realiseer, en daar word dan nou ook vir prosesse voorsiening gemaak in die geval waar daardie dokumente nie gelewer kan word deur daardie leerders of ouers nie. Hoe moet dit hanteer word? So dis ook belangrik om spesifiek so 'n bietjie daarna ook te gaan kyk. Nou het ek sommer die tweede kategorie van wysigings wil ek sommer vir julle so 'n bietjie uitlig welke van die prosesse nou uitgebrei is ingevolge die Bella. Ons weet daar was al reeds voorheen prosesse gewees wanneer ons kyk na die samesmelting van skole of die sluiting van skole, dan nou ook die ontbinding van beheerliggame, maar wat hierdie wet nou gedoen het so bietjie gaan uitbrei op daardie prosesse. So ek wil net vir julle kortliks uitwys wat is daardie uitbreidings. Nou die heel eerste uitbreidings, as ons kyk nou na appel teen die HOD se toelatingsbesluit, maak die wet nou spesifiek daarvoor voorsien dat die leerder en nie net die leerder nie, maar die beheerliggaam ook nou 'n appel kan aanteken teen daardie besluit van die HOD, en dan is daar ook tydsraamwerke daaraan gekoppel. So dit is iets wat ons nou ook in die skolewet sien. Samesmelting van die skole is daar ook nou lekker tydsraamwerke aangekoppel. Die LER kan nie meer vir ewig sloer alvorens 'n besluit geneem word nadat die proses afgehandel is nie. Die LER moet nou binne 30 dae 'n besluit neem wanneer dit kom by die samesmelting van verskillende skole. Dan nou die ontbinding van 'n beheerliggaam, dit klink vreeslik, maar dit is nie 'n nuwe bepaling in ons skolewet nie. Dit is nog 'n bepaling wat altyd daar was, as 'n beheerliggaam nie sy funksie voldoende kan verrig nie, of ophou om sy take behoorlik te verrig soos voorgeskryf word in die skolewet, dan kan 'n beheerliggaam ontbind word. Maar die proses oor hoe dit gedoen word, het altyd ontbreek van die skolewet, so die skolewet gaan sit nou baie mooi en duidelik uiteen, hoe lyk daardie proses? So dit is 'n formele proses, daar word skriftelik kennis gegee aan beheerliggame het die reg om verteenwoordiging te gee en te antwoord op 'n kennisgewing in daardie verband, en dan het ons beheerliggame steeds die reg tot appel na die LER toe, wanneer die HOD besluit geneem het, wat die beheerliggaam voel te onbillik of onredelik of onregmatig is in daardie verband. En dan laastens net so 'n bietjie kortliks vir julle uit te lig, daardie kleiner skooltjies kry die LER nou ook die magte, wanneer ons kyk na 'n pre-primêre skool wat 135 of minder, en sekondêre skole wat 200 of minder leerders het, kan die LER dan nou 'n besluit neem om daardie skole te sluit. Weereens is daardie besluit nie 'n besluit wat net kraak geneem kan word nie, daar moet ook billike prosesse gevolg moet word. So daardie proses word ook baie duidelik in die skolewet uiteengesit. Weereens baie duidelike tydsraamwerke, en word ook 'n verdere verpligting op die LER geplaas om doodseker te maak dat daar alternatiewe reëlings vir daardie leerders in die skool kan wees, dat ou gaan kyk na die beste belang van die leerders, en dat daar ook gekyk moet word na die effektiewe gebruik van hulpbronne, wanneer dit kom en alvorens 'n besluit geneem kan word oor die sluit van 'n openbare skool. Net 'n paar belangrike ander wysigings waarop gelet moet word. Eerstens, wil nie vreeslik meer uitbrei oor graad R wat nou verpligtend is nie. Net vir julle kennisname, dit is spesifieke wysigings aan artikel 1 en artikel 5 van die skolewet. Belangrik ook daardie bepalings wat Paul ook reeds na verwys het oor die wysigings wat ons dan nou sien by gedragskode en voorskrifte waaraan skole dan nou moet voldoen wanneer dit kom by die bepaling van jou gedragskode. Daardie voorsiening wat jou gedragskode moet maak, en dit is ook 'n direkte resultaat van die Pillay-hofsaak wat ons dan nou gesien het, wat skole vrystelling vir leerders moet toelaat wanneer daar aansoek gedoen word om vrygestel te word van 'n spesifieke bepaling in jou gedragskode. Daar is ook 'n tydperk daaraan gekoppel, waar binne beheerliggame dan nou daardie
aansoeke moet hanteer en kan dan ook uiteindelik appel aangeteken word na die HOD toe as 'n ouer nie tevrede is met 'n beheerliggaam se besluit in daardie verband nie. Voorlopige skorsing, baie lekker dat ons wysigingswet dan vir ons die hele lys van aksies uiteensit van wat word geag ernstige wangedrag te wees. So daar behoort nie meer onkunde te wees omtrent wanneer 'n leerder hulle skuldig maak aan ernstige wangedrag nie. Steeds moet daar 'n proses gevolg word en moet die leerder geleentheid gegee word om redes aan te voer hoekom hulle nie voorlopig geskort moet word nie. En spesifiek binne daardie hele lysie van ernstige wangedrag wat die wet vir ons gee, maar gaan die wet een stapie verder en maak dit nou daarvoor voorsiening om 'n leerder onmiddellik te kan skors sonder daardie sonder om 'n proses te volg. So dit is 'n interessante verwikkeling wat ons dan nou ook sien. Ons het ook verwys na die feit dat FETSAS regtig verheug is oor uniforme proses om beheerliggaam verkiesings te reguleer. So wees 'n bietjie op die uitkyk, daar gaan nou nasionale regulasies en riglyne wees en nie meer provinsiale regulasies wat die verkiesing van beheerliggame reguleer nie. Ek dink dit gaan dit oorhoops baie makliker maak en ons is regtig bly daaroor. En dan laastens die onttrekking van 'n beheerliggaam lid wanneer daar 'n botsing van belang is. Gee die skolewet nou ook vir ons baie mooi duidelikheid omtrent wanneer moet 'n beheerliggaam lid onttrek van die beheerliggaam vergadering en wanneer word dit geag te wees 'n persoonlike of 'n finansiële belang te wees wat 'n beheerliggaam lid by 'n spesifieke aksie het onder andere wanneer dit kom by aanstellings by die skole, die sluit van kontrakte, finansiële kontrakte, aankope ensovoorts. So dit gee nou vir ons baie mooi duidelikheid. Dan die laaste skyfie wat ek net ook graag met julle wil deel, as ons so 'n bietjie gaan kyk na implikasies wanneer dit kom by finansiële bestuur en toesig oor finansiële bestuur binne skole. Die sentrale aankope, artikel 21 word dan nou ook gewysig, wat nou voorsiening maak daarvoor dat die onderwyshoof in konsultasie, en ek moet net beklemtoon, in konsultasie met die beheerliggaam sentrale aankope van leer- en onderrigmateriaal kan doen. Maar dit gee tydens daai konsultasie vir die beheerliggaam die geleentheid om die departement dan te oortuig dat die plekke waar hulle aankoop dan nou eintlik beter pryse bied as die pryse wat die departement dan nou uiteindelik kry. So ons sal graag ons beheerliggame attent wil maak daarop, maak seker gaan kyk so bietjie of jy beter pryse en beter kwaliteit kan kry, staan reg dat wanneer daar in konsultasie met die departement getree word oor die aankope van daardie materiaal, dat beheerliggame reg is om behoorlike saak uit te maak, sou hulle self die aankope wil doen. Maar Jaco het reeds die implikasies en die rooi ligte uitgelig wanneer dit kom by sentrale aankope wat waarmee ons nog nie heeltemal tevrede is nie. Die goedkeuring van die LER vir 'n lening, soos uiteengesit in artikel 36 van die skolewet, so geen toestemming word meer vereis as daar wat se lease, nou dis die Afrikaanse weg, wanneer 'n verhuuringsooreenkoms gesluit word wat korter is as 12 maande nie. Begrotingsvergaderings, baie belangrik, ons weet begrotingsvergaderings lê nou voor vir Oktober maand en vir November. So afhangende van die inwerkingstredingsdatum wat nog afgekondig moet word, sou dit voor jou begrotingsvergadering wees, is dit baie belangrik om daarop te let dat jou vergadering 'n 10% quorum van ouers vereis. Jou tweede vergadering vereis egter geen quorum nie. So maak seker dat jou ouers lekker aanmoedig en aanhits om by jou begrotingsvergaderings dan nou uiteindelik te wees. En dan nou ook neem ook kennis daarvan dat as jy afwyk van jou begroting of fondse wil skuif binne jou begroting en dit is 'n 10% of meer afwyking, dat jy ook dan nou jou ouers se toestemming by 'n spesiale ouervergadering dan nou sal moet kry. Tweede laaste punt, as ons so 'n bietjie kyk na die finansiële verslae,
Dit is nog so 'n bietjie van 'n klippie in die skoen. Ons weet skole gaan reeds gebuk onder reuse finansiële administratiewe laste. En ja, wel groot administratiewe laste en die vereiste is nou ook dat die HOD voorskrifte kan bepaal vir kwartaallikse finansiële verslaglewing deur skole. So alhoewel dit 'n klippie in die skoen is ons daarom steeds net bly dat magte van beheerliggame in die verband daarom nou nie weggeneem moet word wanneer dit kom by finansiële bestuur van die skool se finansies nie. En dan laastens dink ek sal baie skole ook verheug wees oor die wysiging dat ouers wat valse inligting verskaf wanneer dit kom by aansoek op toelating van leerders op aansoek om vrystelling van skoolfonds, dat dit nou ook 'n kriminele oortreding is. So ek hoop dat dit 'n mate van 'n afskrikmiddel vir ouers sal wees om eerlik te wees wanneer inligting in die verband verskaf word. So ek sluit hierso af en ek gee onmiddellik weer oor na Jaco toe. Dis so 'n netedop wat ons sien. Ja, in 'n netedop, dis 'n mondvol, ja, baie dankie vir daai vinnige opsomming van 'n klomp bepalings. Ek sien hoe kom jy hande klappies deur as jy ons gaan ouers aanklaas hulle jok. So ek weet nie of dit net vir jou of dit vir die laaste bepaling nie. Wel gedaan, dankie. Weereens, ons gaan nou net daar in die 4de kwartaal gaan ons bietjie rondry en dan gaan ons bietjie meer besonderhede die vrae antwoord. Ek meen daai begrotingsvergadering se 10%. Hoe gaan dit nou werk, nê? En gaan die proklamasie al geteken wees, so ek dink Johan hy het dit bietjie mooi belig. Paul, ek sien nou, daar was 'n tamelike ewige debat in die parlement gewees vandag en ook in die portefeulje komitee oor die minister se afwesigheid by die ondertekening van die wet. En nou ek en jy het ook uitnodigings gekry en ons was nie daar nie, ons het nou nie die nuushooftrekke gevang soos haar afwesigheid nie. Moet ons iets daarin lees, moet ou bekommerd wees daaroor, wat is jou standpunt? Ja, ek dink wat altyd sê, ons is nie polities geaffilieerd nie. Dis 'n beginselstandpunt wat uitgespreek is en ek dink as ons geweet het dat die minister, as ons geweet het dat klasiele 4 en 5 dalk uitgestel het, sou ons dalk bietjie meer sigbaar gewees het, maar dit daar gelaat. Ek dink die minister is al reeds op rekord om te sê dat sy is minister van basiese onderwys. Sy wil graag die professionaliteit van die departement beskerm. As die wet geteken is dit geteken. Ek dink dit is 'n moeilike tyd, maar ek dink ons sal dit kan oorleef en ek dink ons moenie ek dink sy sal sorg dat die nuwe wetgewing korrek reg geïmplementeer word met verskeie binnekant die wetlike riglyne. En ek dink maar net ons moet waaksaam wees dat dit wat sy sê word nie altyd uitgevoer op provinsiale vlak nie en word ook nie uitgevoer op distriksvlak en op kringvlak nie. En dit is waar ons as waghonde sal moet optree en moet verseker wees dat die uitsprake wat sy maak in lyn is met wat die amptenary gaan doen. En ek dink dit is die belangrike aspek. So ek dink dit is 'n storm in 'n teekoppie. Ja, ek dink ook ou moet gaan onderskei tussen die politieke dinamika wat uitspeel in die regering van nasionale eenheid tussen die DA en die ANC byvoorbeeld en die operasionalisering van hierdie wet aan die ander kant. Soos jy sê, die minister het tot dit verbind. In die Engelse sessie daar 'n goeie vraag deurgekom te sê, weet in hierdie paar maande wat voor is daar organisasies wat vra dat individue of mense petisies ondertekening sal ondersteun. Ek het in die Engelse sessie toe gesê, hulle vra hoe moet ons lede daar adviseer? En ek dink ons albei kan beklemtoon dat in die hele proses van die Bella-wetgewing het verskillende organisasies en instansies help mobiliseer en 'n groot rol gespeel om gemeenskappe bewus te maak en gaan ook in die toekoms 'n belangrike rol in gemeenskappe bly speel. Maar van ons kant af om te sê maar oorweeg mooi, kyk wat staan daar, jy het nou toegang tot die wet, tot die implikasies. En is 'n besluit wat elkeen gaan neem. Ons kan nie as organisasie voorskrifklik wees daaroor nie. Ek weet nie, daar moet nog 'n bietjie water in die see loop en diep gesprekke, maar in gemeenskappe moet ons saam staan om onreg te verhoed. Iets wat jy wil byvoeg. Ek dink ons op dieselfde bladsy in terme van mense se eie opinies en eie regte. Ons respekteer dit, ons laat dit doen. Ons moet ook vir mekaar sê die ongelooflike mobilisasie in terme van eerstens die publieke verhore en toe natuurlik die publieke verhore binnekant die verskeie provinsies en dan al daai mobilisasies wat ons meegewerk het, was nie net FETSAS en SOE nie, daar was 'n menigte ander organisasies wat saam met ons daar ingespring het en dit het versekerde uitwerking gehad ook teen op die uitrol
dat die klousule 4 en 5 nou nie direk geïmplementeer word nie. So ja, ou moet 'n vryheid van keuse hê, moet jy vryheid van gewete ook hê, wanneer jy hierdie goeders doen. Ja, dis die grondwet wat vir ons daardie reg gee om dit te doen, ook om hierdie wet dan uit te daag op watter manier dan of die grondwetlikheid of die toepassing, en ek dink ons het groot waardering en respek vir dit ook, en dan ook, ek meen, ons organisasies is bietjie uniek geposisioneer, omdat ons binne in hierdie stelsel werk, en baie gefokus met die netwerke daar is. So, ek dink jy ons hoef bang te wees vir die goed nie, ek dink is momentum wat gebou word in die burgerlike organisasies, het 'n geweldige groot rol om in ons samelewing te speel. Ek dink ons sou in baie groter moeilikheid in ons land gewees het, as dit nie vir die aktiewe burgerlike samelewing en 'n onafhanklike media was nie. So, kom ons vat ieder mekaar se hande in hierdie proses, as wat ons teenoor mekaar opstel. Ek dink ons is daarmee albei gemaklik. Maar ons moet afsluit, ons is hier aan die einde van die sessie. Maar ek wil regtig weer verskriklik dankie sê. Ek en jy se gesiggies is nou op die skerm, maar ons organisasies het 'n groot klomp mense wat in die agtergrond gewerk het, en goed bymekaar gemaak het en vrae beantwoord het, en ek is opgewonde, ons organisasies se regspanne het môre 'n lekker gesamentlike werksessie, so verskriklik dankie. Sean Mellors, ons nasionale voorsitter, moes uitglip vir 'n ander vergadering, maar Sean het so mooi klaar gemaak om te sê ons het mekaar nodig. Dit is nie hopeloos nie. Ons moet juis hierdie geleentheid gebruik om 'n verskil in ons kinders se lewens te maak, en die beste manier om dit te doen is om 'n goeie skool te wees. Dit wat Louis gesê het, 'n nuwe hoofstuk, dit wat Paul gesê het, om regtig diep saam te werk, en ons is daartoe verbind. So dankie dat julle vanaand in hierdie sessie was, so laat nog bygewoon het, die personeel ondersteun het. Dankie, sterkte, ons kom kuier in die provinsies, totsiens van ons kant af, baie dankie. Die kontakbesonderhede gaan weer verskyn, as jy 'n vraag het, skakel gerus met ons. Daar's die twee organisasies se besonderhede. Dankie Paul. Baie dankie Jaco, dankie ook vir die geleentheid. Ons wil ook net sê dat ons sien julle binnekort in die provinsies, en dat daar sal ons julle verseker julle pertinente aanvra en hopelik die regte antwoorde vir julle kan gee. Dankie. Mooi aand vir almal, totsiens. Totsiens.